Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Goeiedag. Prof Kienig kyk nog na die verskillende verhoudings wat bepaalde sake in die twee testamente het. Jesus se eie optrede lewer nog heelwat ander interessante perspektiewe op. Byvoorbeeld kontinuering. Daar is 'n sin waarin hy eenvoudig die Ou Testament voortsit. Hy tree in sy lewe op aarde veral as 'n Ou Testamentiese profeet op, wat die volk dringend oproep tot bekering. En as dit teen die einde van sy lewe duidelik word dat hulle nie luister nie, dreig hy hulle met die oordeel van God. Matteus 1 vers 21, 10 vers 5 tot 7, 15 vers 24, 22, 1 tot 14 ensovoorts. 'n verdere voorbeeld is vervulling. Jesus vervul 'n onnoemlike aantal profesieë. Dink maar net daaraan dat hy die Messias is wat sou kom, die dienaar van Jesaja 53, die seun van die mens, Daniël 7 vers 13 tot 14, en die profeet van Deuteronomium 18 vers 15 tot 22. Net in sy eerste 3 hoofstukke haal Matteus 5 profesieë aan wat in die geboorte van Jesus vervul is. Daar is ook nog die saak van verryking. Die titel Seun van God word deur Jesus se optrede verryk. In die Ou Testament word die volk Israel en die koning die Seun van God genoem, onder andere Psalm 2 vers 7 en Hosea 11 vers 1. Maar in die Nuwe Testament kry die titel 'n nuwe dimensie, wanneer veral Johannes het gebruik om Jesus aan te dui as die bonatuurlike ewige seun van God wat aan die Vader gelyk is. Johannes 5 vers 18, Johannes 10 vers 34 tot 37. 'n wonderlike verryking van die natuurlike betekenis van vroeër. Herinterpretasie is nog 'n saak. In die lig van die betekenis van Jesus herinterpreteer die skrywers van die Nuwe Testament soms sekere sake in die Oue radikaal. Hebreërs munt uit in hierdie opsig. Jesus is groter as Moses, 'n stelling waaroor 'n Jood 'n hartaanval kan kry. Die rus van Kanaan is nie die ware rus nie. Melchisedek, die vreemde figuur uit die gryse verlede in Genesis 14, het 'n veel hoër priesterorde as Aaron wat direk deur God aangestel is. Die wet van Moses, wat hy op die berg direk uit die hand van God ontvang het, is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie as 'n werklike beeld nie. Die heilige tempel waarin God self onder die volk gewoon het, is net 'n namaaksel van die ware tempel. Die offers wat die volk op God se uitdruklike bevel vir eeue lank moes bring ter versoening van hulle sondes, moet ophou omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Hebreërs 3 vers 3, 4 vers 8, 7 vers 9, 10 vers 4. Dit is, om die minste te sê, 'n radikale herinterpretasie van dele uit die Ou Testament. Wat 'n verskeidenheid van verhoudings tussen bepaalde sake in die twee testamente. Dit is sonder meer duidelik dat 'n mens nie van een enkele verhouding tussen die twee testamente kan praat nie. Die bepaalde verhouding hang af van watter twee sake 'n mens met mekaar vergelyk. Kom, ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dat u woord, die Bybel, eintlik so 'n wonderlike boek is, waarin daar soveel verskillende verhoudings tussen die verskillende dele bestaan. Help vir ons om dit raak te sien, sodat ons beter kan verstaan hoe dat van die begin af alles afstuur en lei na die koms van Jesus, die verlosser van die wêreld.